Ons verwelkom graag weer in die ateljee vandag die LWO werkgewersorganisasie om met ons oor arbeidskwessies te kom gesels. En vandag is Christoph Pretorius hier in die ateljee. Christoph, welkom hier by ons. Waaroor gesels ons vandag? Môre Lise, baie dankie vir die geleentheid dat ek hier kan wees en welkom en baie dankie vir al die kykers en intekenaars. Vandag gesels ons oor die konsekwente toepassing van sanksies in die werksplek deur die werkgewer. Vertel ons meer hier van konsekwente toepassing van sanksies in die werksplek deur die werkgewer en word dit gedoen? Lisa, ja, kom ons begin by die definisie van 'n konsekwente sanksie of 'n sanksie as mens dit so kan stel. Dit is die implementering deur die werkgewer vir die dissiplinêre kode, om byvoorbeeld 'n skriftelike waarskuwing of 'n finale waarskuwing of selfs die ontslag van 'n werknemer by 'n van die dag. So dit is die definisie van 'n sanksie, net so in kort om dit so te stipuleer. En dan kan ons kyk na die kardinale belang van die toepassing van sanksies in die werksplek deur die werkgewer. Dit is van kardinale belang dat jy die konsekwentheid hou om die dissiplinêre kode te implementeer en ook die reëls in die werksplek. So die werkgewer moet konsekwent wees en dit word ook so vereis deur wetgewing om konsekwent te wees in die werksplek. Ja, kom ons gesels oor daardie wetgewing. Vertel ons meer van die wetlike vereistes en dis in terme van die wet op arbeidsverhoudinge met betrekking tot die toepassing hiervan. Ja, so skedule 8 van die wet op arbeidsverhouding 66 van 1995 wat ons ook na verwys as die goeie praktykskode vir ontslag wat vereis dat die werkgewer konsekwente sanksies toepas in die werksplek vir vorige oortredings deur werknemers en ook die vergelyking met die tipe wangedrag wat gepleeg is. So as ons kyk na die faktore wat skedule 8 na verwys, kan ons kyk na die erns van die oortreding van die werknemer, die tipe pos wat die werknemer behels, die persoonlike omstandighede van die werknemer en dan ook kan ons kyk na die versagtende en verswaarende omstandighede wat in die tipe wangedrag wat die werkgewer in ag moet neem wanneer die sanksie toegepas word. So moet werkgewers hier 'n volledige ondersoek doen voor hulle die nodige dissiplinêre stappe neem. Ja, so dit is belangrik om 'n volledige ondersoek te doen, omrede elke wangedrag en elke oortreding verskil. Is dit baie belangrik om 'n ondersoek te loods in hierdie wangedrag en om te bepaal of die wangedrag wat gepleeg is deur hierdie spesifieke werknemer wel gekoppel is of soortgelyk is aan 'n vorige werknemer se wangedrag wanneer 'n sanksie toegepas is. So dit is van kardinale belang om dan te besluit in die voltooiing van daai ondersoek of 'n sanksie toegepas gaan word of nie. In terme van werknemers, moet hulle ingelig bly van die dissipline in die werksplek? Lise, ja, so om doeltreffend te wees in die toepassing van hierdie konsekwente sanksies in die werksplek, moet 'n werkgewer deurlopend sy werknemers in kennis stel van die dissiplinêre kode, die tipe sanksies wat toegepas kan word. Dan is dit ook van kardinale belang dat die dissiplinêre kode op die einde van die dag in die werksplek opgesit word waar elke werknemer toegang het tot dit, om te kan sien wat se sanksie toegepas kan word en wat se tipe oortreding of wangedrag gepleeg word. Ons praat van konsekwente toepassing van dissipline. Nou kan die werkgewer soms afwyk van die sanksies soos dit voorgeskryf is in die dissiplinêre kode? Ja, so skedule 8 vereis dat jy konsekwent moet wees, maar daar is sekere uitsonderlike gevalle met goeie motivering waar die werkgewer tog kan afwyk van die kode af en daar's weer eens ook sekere faktore wat in ag geneem moet word. Soortgelyk aan die vorige faktore, kyk ons na die werknemer se persoonlike omstandighede of die versagtende en verswaarende omstandighede, die tipe werk wat verrig is, die werknemer se houding nadat die wangedrag gepleeg is en dan kyk ons ook na 'n belangrike faktor wat die werkgewer in ag moet neem en dit is die vertrouensverhouding. So die werkgewer moet dan bepaal of die vertrouensverhouding onherroepelik verbreek is en hulle kan nie die werknemer meer vertrou nie of is daar dalk nog 'n moontlikheid om hom te vertrou op die einde van die dag en dit sal dan ook 'n rol speel wanneer die sanksie toegepas word. Stel julle voor dat werkgewers in die proses eerder professionele hulp moet kry? Kyk, die arbeidswetgewing is tog 'n delikaat en 'n baie spesifieke deel van die reg. So indien 'n werkgewer die proses enigsins 'n voet verkeerd sit, staan hy die kans om 'n eis deur die werknemer te hê in die KVB wat 'n moontlike finansiële impak kan hê. So
ek sal wel aanbeveel dat voordat 'n werkgewer enige drastiese stappe neem om dan ook die professionele advies in te win. En as die enige werkgewer is welkom om die LWO te kontak in hierdie proses om aan te sluit en dan die nodige professionele advies te kry vanaf die LWO. Hulle kan ons kontak op ons kontaknommer van 0861 101 828 of hulle kan 'n e-pos stuur na info@lwo.co.za. Christoph, baie dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie Lise, weer eens baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit en 'n lekker dag verder. Dankie, baie dankie Christoph Pretorius van die LWO werkgewersorganisasie wat vandag met ons kom gesels het.